Goeiedag vriende, baie welkom by vandag se aanlyn erediens. Ons staan na die einde van November se kant toe en dit is 'n groot voorreg om te sien hoe die Here ons gelei het deur 2025 tot op hierdie punt. En dan moet ons vir 'n paar oomblikke stil staan by dankbaarheid. Om net vir die Here dankie te sê vir alles wat hy vir ons doen en beteken in ons lewe. En ons sê vir die Here dankie vir die groot goed wat hy vir ons doen in ons lewe, vir die feit dat hy vir ons aan die kruis gesterf het en dat elkeen van ons daardie verlossing gratis ontvang. Maar ons sê ook vir die Here dankie vir die klein goed wat ons elke dag ontvang, tot by die punt waar ons vir die Here dankie sê vir elke asemteug wat ons kan gee. En ek hoop dat jy vandag op jou skerm ook iets sal ervaar van die Here se liefde en genade wat by jou teenwoordig is. En mag jy vandag, waar ook al jy is, waar jy ook al sit en waar jy ook al besig is om te beweeg in hierdie wêreld en waar jy op hierdie stadium is in jou lewe, mag jy op hierdie oomblik ervaar dat die Here jou ook vanoggend wil aanspreek. Deur sy woord, deur die gebede wat ons bid en deur die feit dat die Heilige Gees ook in jou hart werk vandag. Mag jy vandag ervaar dat die Here ook spesiaal met jou deur hierdie boodskap op jou skerm vandag praat. Ons het vandag die voorreg om stil te staan by 'n teks wat die Here vir ons gegee het, wat kom uit Lukas 17 vers 11 tot by vers 19. Nou Jesus is besig om te beweeg en soos wat hy besig is om te reis, ontmoet hy mense langs die pad en in hierdie spesifieke teks is hy besig om 'n dorp te nader en voordat hy by die dorp inkom, is daar 'n groepie mense wat hy aan die buitekant van die dorp ontmoet. Nou in daardie tyd was dit 'n harde gebruik geweest, maar dit was eintlik half die enigste oplossing wat hulle gehad het vir mense wat aan melaatsheid gelei het. Daar was geen kuur daarvoor gewees nie en was die enigste manier om die res van die dorp te beskerm teen hierdie hoogs aansteeklike siekte is om die mense wat dit wel het uit te werp uit die dorp uit. En het hierdie mense baie keer in die buitekant van die dorp se grense alleen gewoon. Uitgewerp uit hulle samelewing uit en uitgewerp uit die sosiale struktuur van daardie tyd uit en eintlik is hulle gesien as niks werd mense wat in die buitekant van die dorp gewoon het. En Jesus kom aangestap na die dorp toe en hy kry 'n groep van 10 van mense wat melaatsheid het wat daar woon. En Jesus nader hulle en hulle praat met Jesus en hy praat met hulle. En Jesus breek eintlik hier 'n massiewe grens af om met mense te praat wat melaats is. En dan sien ons in hierdie teks vandag wat daarin gebeur en ons leer baie spesifiek iets van dankbaarheid, ons leer iets van God se barmhartigheid en ons leer iets van ons geloof. En vandag gaan ek en my kollegas vir 'n paar oomblik ook daarby stil staan. Maar vereers lees ek graag vir ons die teks daar in Lukas 17 vanaf vers 11 wat sê: Op sy reis na Jerusalem toe het Jesus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. Net toe hy 'n sekere dorpie wou binnegaan, kom 10 melaatse mans hom tegemoet, maar hulle bly op 'n afstand staan en roep hard: Jesus, Here, ontferm U oor ons. Toe hy hulle sien, sê hy: Gaan wys julle vir die priesters. Op pad daarheen het hulle gesond geword. En een van hulle het, toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. Toe sê Jesus: Was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee behalwe hierdie man wat nie eers 'n Jood is nie? En vir hom sê hy: Staan op en gaan huis toe. Jou geloof het jou gered. Ek wil vir Cornel vra om met ons ietsie te kom deel van die dankbaarheid wat ons ook raak lees in hierdie teks en hoe dit ons help in ons eie lewe om ook dankbaar te wees teenoor die Here. Kan jy jouself indink hoe geloof sonder dankbaarheid sou lyk? Dis amper ondenkbaar, maar as mens dink hoe baie keer ons maar probeer om goed genoeg te wees of gemotiveer word deur vrees of deur skuldgevoel of deur pligsbesef in plaas van deur dankbaarheid, dan begin 'n mens sien dat dit dalk nie heeltemal so ondenkbaar is nie. Dat ons probeer om goed genoeg te wees, dat ons maar trap in die godsdienstigheids
strik, dat ons probeer om goed genoeg te wees, in plaas van om uit dankbaarheid te lewe, vanuit die feit dat ons weet dat die Here ons reeds vrygemaak het. Kyk wat gebeur in ons teks. Wat is die verskil tussen die 9 wat aangegaan het en die 1 wat omgedraai het? Al 10 het geglo dat die Here hulle kan genees. Al 10 het die Here se naam aangeroep en al 10 het gevra dat hy hom oor hulle sal ontferm. Al 10 is genees, maar 9 het aangegaan en hulle godsdienstige plig gaan nakom, na die priester toe gegaan, sodat hulle weer kan aangaan met hulle ou lewe, dat hulle kan weer ingesluit word in die gemeenskap, dat hulle maar net weer hulle ou lewe kan herleef, weer kan inskakel. Maar een het besef dat hy genade ontvang het. Een het omgedraai en in dankbaarheid voor die Here neergeval en 'n nuwe lewe begin lewe. As ons na hierdie gebeure in die teks kyk, dan besef ons maar daar's een ding om van Jesus te weet en om van die Bybel te weet en daarvolgens te wil lewe, omdat ek dink dit is 'n goeie idee of wat ook al, maar is 'n ander ding wanneer ek gekonfronteer word met die genade van die Here. Besef dat ek dit nie kan verdien nie. Besef dat hy my vrymaak en dat ek dan uit dankbaarheid daarop reageer en totaal en al oorweldig word deur sy liefde en dat ek dan nie anders kan nie as om vir hom te wil lewe. Uit dankbaarheid vir die Here wil lewe. Die gebeure in Lukas 17 help ons eintlik om Jakobus 2 so bietjie beter te verstaan as hy sê, maar geloof sonder dade is dood. Ons sien as ek in dankbaarheid reageer op die Here se liefde, dan kan ek tog nie anders nie as om goeie dade te wil doen. Wanneer my dade vloei uit my dankbaarheid vir dit wat die Here vir my gedoen het, dan word my geloof sigbaar. Wanneer ek glo dat die Here my reeds vrygemaak het en dat ek daarom nie anders kan nie as om in dankbaarheid daarop te reageer en vir hom te wil lewe, dan word my geloof sigbaar. Ware geloof word sigbaar deur dankbaarheid. Wanneer ek besef dat die Here my reeds vrygemaak het, dat dit hy is wat my vrymaak, dat dit hy is wat my verlos, dat dit hy is wat my goed genoeg maak, omdat hy goed is, dat hy my seën met alles wat ek het, omdat hy goed is, dat alles wat ek is en alles wat ek het, is as gevolg van hom. Hy is die bron van dit alles. Wanneer ek besef dat hy my nie net gemaak het nie, maar dat hy my ook nuut maak, dan kan ek tog nie anders nie, as om te wil omdraai, voor hom neer te val, en om te wil eer met my lewe, en 'n nuwe lewe te lewe, 'n lewe van dankbaarheid, omdat hy goed is, omdat hy barmhartig is. En dan wil ek vir Frikkie vra, om juist daaroor met ons te kom praat, oor dit wat die Here doen, oor sy barmhartigheid. Ja vriende, ons lees in die Bybel, en ons lees in ons belydenisskrifte, dat God is die fontein van alles wat goed is. Goedheid, liefde, barmhartigheid, deernisvolle liefde. Dis soos as 'n mens sit by 'n fontein wat net opborrel en die water vloei oral na die omgewing toe. En God se liefde is soos 'n fontein wat opborrel en die water vloei oral. Dis onvoorwaardelik. Partykeer verstaan ons God se barmhartigheid en God se deernisvolle liefde amper soos 'n transaksie, amper soos 'n deal. Daar moet 'n transaksie plaasvind in die proses. Maar die wonderlike daarvan is dat God se liefde is onvoorwaardelik. Dit vloei na alle mense toe. En in Lukas is die boodskap juis dat Jesus is die koning van die hele wêreld. En God het al die mense lief. En sy liefde gaan na almal toe. Dit gaan nie net daaroor dat jy dit moet verdien nie, of dat jy iets moet doen om dit te regverdig nie, of dit om te kry nie. Goed, hier sien in hierdie verhaal dat Jesus kom en hierdie mense raakloop. Mense wat dit nie verdien nie.
En hulle sê, Here, ontferm U oor ons. En die Here ontferm hulle oor ons. In Lukas is dit juist dat die verrassende is, dat randfigure, mense wat ons nie verwag nie, ingesluit is in God se onvoorwaardelike liefde, wat uitgaan na almal toe. Vriende, dan is ons geroep om God te verteenwoordig. Ons is geroep om Jesus te volg. Ons is bevoorreg dat ons hierdie deernisvolle liefde hierdie hele jaar ontvang het. En dat ons hier in die Kerstyd, in die Adventstyd, weer dit gaan vier. En ons is dan met ander woorde kanale, waardeur hierdie onvoorwaardelike liefde, barmhartigheid, deernis, goedheid van God vloei na mense toe. En hoe bevrydend is dit nie? Dat ons dit onvoorwaardelik kan deel, dat dit kan vloei deur ons, en dis nie in ons hande om te besluit wie moet dit kry, of hoe mense moet reageer nie. Ons kan dit rustig in die hande van die Here laat, en ons kan doodgewoon kanale wees, waardeur God se onvoorwaardelike barmhartigheid en deernisvolle liefde vloei, en die Here en die Heilige Gees vertrou, wat in mense se lewens gebeur rondom dit. Wat 'n voorreg is dit nie, wat 'n bevryding is dit nie. En mag ons dan nou ook in hierdie tyd opgewonde en dankbaar wees daaroor, en net toelaat dat God se liefde deur ons vloei. Kom ons hoor verder oor wat is die rol wat geloof dan nou speel ook in hierdie proses. Vriende, ons sien in hierdie teks hoe hierdie 10 manne eers ver van Jesus afstaan. Hulle skree van ver af vir hom, want hulle weet dat hulle mag nie eintlik naby aan ander mense kom nie, want dan kan hulle aansteek. En hulle skree van ver af vir Jesus, want hulle het hoop in wie hy is. En Jesus is dan die een wat vir hulle genesing bring, en hierdie wonderwerk eintlik laat gebeur dat daar hierdie ongeneeslike siekte is, maar dat hy vir hulle net dadelik genesing bring. Soos wat hulle besig is om te loop, word hulle gesond. Dit is 'n absolute wonderwerk wat gebeur. En hulle moet juist hulle self vir die priester gaan wys, want die priester is die een wat moet sê, julle is weer welkom terug in die samelewing. En hulle kry eintlik soveel meer as net die genesing van die siekte wat hulle op daardie stadium het. Hulle kry ook hulle hele lewe terug. Hulle kan terug in die samelewing kom, hulle kan terugkom by 'n plek waar hulle behoort, en hulle is nie meer uitgewerp nie. Hulle is nie meer aan die buitekant nie, maar hulle is weer in die binnekant van hulle stadse sirkel. Maar hierdie een persoon wat teruggaan na Jesus toe, sê eintlik maar hierdie binnekant terugklim in die stadse sirkel, hierdie menslike behoeftes om weer deel te wees van 'n sosiale groep en van 'n stad en van 'n sekere plek, dit is vir my minder belangrik as wat dit vir my is om naby aan God te wees. Ek wil teruggaan na Jesus toe, en ek wil vir hom gaan dankie sê. En in ons eie lewe moet dit ook so wees, dat ons eerste altyd by Jesus begin. Dat ons eerste na Jesus toe gaan en sê, Here, hier is ek. Dankie vir wat ek het. Dankie vir wat U vir my doen. Dankie vir alles wat ek ontvang. Dankie vir die groot goed, maar dankie ook vir die klein goed wat ek in my lewe kry. Dankie vir die gebede wat ek gebid het, wat U beantwoord het. Dankie ook dat U aanhou om vir my te sorg en dat U my nie gaan los nie. Dankie dat ek kan weet dat U reeds in 2026 ook vir ons wag om ook daar aan te hou vir ons voorsien. Dankie vir my geloof. Jesus sê vir hierdie man wat voor sy voete kom neerval, nou is hierdie man nie meer ver nie. Hy is nou naby aan Jesus, hy is hier by sy voete, want hy weet hy is gesond, hy gaan nie iemand aansteek nie, hy is by Jesus se voete. En hy sê vir hom, Jesus, dankie vir wat U vir my gedoen het. En Jesus sê dan vir hom, moenie opstaan en jouself vir die priester gaan wys nie. Moenie teruggaan dat jy in menslike strukture weer teruggeskakel word nie. Gaan huis toe, want jou geloof het jou gered. Jou geloof is sterk. En dit moet jy ook met mense gaan deel. En dis ook 'n groot boodskap vir ons in vandag se tyd, is dat dit wat die Here vir ons doen, vir ons beteken, en die wonderwerke wat ons raak sien, wat die Here in ons eie lewens vir ons gedoen het in hierdie jaar so ver en derentyd doen, dat ons dit nooit vir onsself moet hou nie, maar ook met ander mense moet gaan deel. Dat ons die Here daarvoor moet dank, en dat ons dit moet deel met mense. En ek wil jou uitnooi om vrymoedigheid te hê,
Ook in hierdie tyd wat op pad is, hierdie Kerstyd, hierdie Adventtyd, om dit wat die Here vir jou gedoen het hierdie jaar, en dit waarvoor jy dankbaar is in die Here, om dit ook met mense te deel. Jou storie raak ook weer ander mense se lewens aan. Ons sien in hierdie teks raak dat die Here is 'n Here wat barmhartig is. Hy is 'n God wat omgee vir ons. Ons sien in hierdie teks raak dat ons moet dankbaar wees teenoor die Here vir alles wat hy vir ons doen. En ons sien ook in hierdie teks dat die Here Jesus Christus altyd moet eerste kom, bo alle ander dinge van hierdie wêreld, wat hierdie wêreld vir ons belangrik maak. Die Here Jesus Christus moet die belangrikste van dit alles wees. Mag dit ook so in jou lewe wees, dat dankbaarheid 'n groot rol speel in wie jy is elke dag. Dat dankbaarheid 'n werkwoord is in jou lewe, wat jy elke dag uitleef, waar ook al jy kom en wat jy ook al mee besig is, dat dit alles sal gebeur in dankbaarheid vir ons Hemelse Vader. Ek gaan vir Cornel vra om vir ons af te sluit met 'n gebed. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons loof en ons eer U, Here, vir soveel genade uit U hand. Dankie, Here, vir hierdie wonderlike verhaal wat ons in U woord kan lees, Here, weer eens van die manier hoe dat U liefde en U genade, U barmhartigheid kom openbaar. Hoe dat U uitreik na randfigure, hoe dat U ook so kom wys dat ons ook kan deel in U liefde. Dankie, Here, vir soveel seën, soveel gawes uit U hand oor die afgelope jaar, dat ons maar net weer eens versla en totaal en al oorweldig voor U kan staan, Here, oor U goedheid en U grootheid, vir die wonderlike, besonderse manier, Here, hoe dat U keer op keer ook vir ons kom aanraak, keer op keer vir ons voorsien in ons behoeftes, Here, maar bovenal dat U vir ons skoon was van ons sondes, en dat ons juist daarom U naam kan aanroep, ons juist daarom voor U kan kom kniel, kom buig, en dan U die eer bring. Dankie, Here, dat U barmhartig is, lankmoedig is, vol liefde is, en dat ons ook met ons sondelas na U toe kan kom, kan weet, Here, dat U dit reeds gedra het, en gee, Here, dat ons dan ook van hier af omdraai in dankbaarheid, die nuwe lewe gaan lewe wat U vir ons gee, sodat U ook daardeur die eer kan ontvang, maar dat elke een met wie ons baie kruis ook U liefde kan proe, sodat ons werklik kanale kan wees, en dat ons dankbaarheid kan oorvloei, Here, dat ander dit kan sien en dit kan beleef, en dat hulle ook daarin U liefde kan leer ken. Ons loof en ons eer U as ons koning, ons verlosser, ons bevryder, ons voorsiener. U is ons God en ons koning en ons Vader wat vir ons lief is. Amen. Ons gaan net gou 'n paar van die aankondigings met julle deel. Ons is nou met hierdie reeks besig en ons het nou ver gevorder en vandag was nou ons dankdiens genade op genade. Volgende week is dit die oggend 9uur by Oostvallei, 'n Kerssangdiens. Daar's nie volgende Sondagoggend 9uur in die gemeentesentrum 'n diens nie, maar dan is daar die aand 18:30, 6:30 is ons jaarlikse Kerssangdiens. En kom woon dit by, moet dit nie mis nie, nooi mense, kom, dis 'n wonderlike ervaring om dit te kom bywoon. En dan die Sondag daarna, die 7de Desember, is die tema behou fokus en is dan ook my afskeidsdiens by Luxmundi. Vriende, dan kry jy ook 'n geleentheid om die Here te dien met jou dankoffer. Soos wat die Here se genade vloei na ons toe, reageer ons uit dankbaarheid en wy ons ook 'n gedeelte van ons inkomste aan die Here en gee ons dit vir die gemeente. Mag dit ook 'n groot seën vir ons wees. Dan ons lofoffers is besig om mooi aan te kom. Ons het amper 1/3 van ons teiken in. Ons gee geleentheid van nou tot en met Januarie dat ons iets afsonder juis uit dankbaarheid vir die Here se versorging en se liefde oor hierdie jaar, en ons gee 'n ekstra offer om vir die Here dankie te sê daarvoor. So bid in hierdie tyd en dink daaroor wat jy dan ook wil gee. En dan
ons Kersfeesprojekte. Ons wil juis in hierdie Kerstyd waar daar mense is wat swaar kry, het ons 3 projekte. En die eerste een is dat ons vir kinders wat behoeftig is, wil help met skryfbehoeftes ook vir die nuwe jaar. En jy kan die Kerstyd ingaan en op een van hierdie maniere kan jy 'n verskil maak in iemand se lewe. Of 'n kind borg met 'n skryfbehoefte pak. Ons ander projek is dan dat ons op Kersdag vir hawelose mense in die omgewing 'n hamper of 'n kospak wil gee wat hulle kan kos maak en namens die Here vir hulle sê die Here is vir hulle lief en ons het dit al gedoen en dit is 'n wonderlike vreugde om dit te gaan doen. Jy kan ook daarvoor 'n donasie gee en dan gaan die kospakkies die 14de Desember na die erediens gaan hierdie hampers gepak word en gaan die gemeentelede help en dit is heerlik om dit saam te doen. En dan op Kersoggend 6:00 daardie dan gaan ons uit en ons deel dit uit. Die ander manier waarop jy kan help is ons gaan vir 26 gesinne voorsien van kospakkies in hierdie Kerstyd. Gesinne wat nie genoeg voorsiening het vir kos nie. Jy kan ook daarvoor help sodat ons gesinne kan seën ook in hierdie Kerstyd. So bid daarvoor en gee ook iets en dit is so 'n voorreg om Kersfees in te gaan waar jy ook al is om te weet ek het in iemand se lewe 'n verskil gemaak. Dan vriende, die Kerssangdiens het ons gepraat by ons Kerssangdiens dan die 7de die aand en dan ook by Oostvallei die oggend. En dan ons gemeentekamp die 6de tot die 8ste Maart. Bespreek solank daai datum in julle dagboek en wanneer ons die gegevens het, skryf in. Ek het deur die jare al ontdek, daai eerste naweek in Maart het jy 'n breek baie nodig. Dan jy begin in Januarie en Februarie agter die blad en 'n mens smag na 'n ordentlike wegbreek. Wat 'n beter manier is om dit te doen, om saam met die gemeente te gaan doen en heerlik te kuier en saam met die kinders te speel en verhouding te bou en daai naweek ook erediens saam by te woon. Vriende, dan wil ons ook deel rondom sterftes. Zelda Kloete se moeder is oorlede en ons innige meegevoel aan Zelda en Rian en hulle as gesin en familie. Mag die Here ook vir hulle vertroos in hierdie tyd en mag hulle ook die ondersteuning van die geloofsgemeenskap beleef. Kom ons ontvang die Here se seën. Kom ons gaan leef vanuit die Here se seën hierdie laaste paar weke wat vol is en baie mense is moeg. Mag jy die Here se seën en die Here se krag ervaar om hierdie jaar eindtyd en goed klaar te maak. Die genade van ons Here Jesus Christus, die lewende Here, die wonderlike troue liefde en barmhartigheid en genade van ons Vader wat ons omvou in sy liefde en die krag en die teenwoordigheid en die inspirasie van die Heilige Gees om ons ekstra te dra en te inspireer is met ons in hierdie laaste paar weke van die kwartaal. So seën die drie enige God jou, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen.